Baie welkom by vandag se oordeenking. Ons gesels hierdie week daaroor dat roeping nie net iets is wat jy doen nie. Dit is iets wie jy is en al meer word in Christus. Vandag praat ons daaroor dat as ek nie diep in myself 'n sekere soort mens is nie, sal ek nie op die lang termyn soos daardie mens optree nie. Ek kan dus probeer om al die krake van buite af vol polyfilla te smeer, maar die verandering wat moet plaasvind, moet intern op 'n sielsvlak gebeur. Daar's hierdie gesegde, if an egg is broken by outside force, it's the end of life. But if an egg is broken by inside force, it's the beginning of life. Wanneer ek begin verstaan dat my gedrag van binne af gemotiveer word, kan ek so sagte klei wees, wat dag vir dag meer en meer meegee aan die werk van God se Gees in my. Dit is dan ook die doel van bekering, of metanoia, soos dit in Romeine 12 staan, om ons van binne af anders te maak, sodat ons na buite anders kan lewe. Daardie eerste moment van metanoia, die eerste keer wanneer ek na God draai, gaan nie oor 'n sogenaamde dag en datum wat ek in my Bybel moet kan neerskryf nie. Dit is wel van baie van ons gevra, maar dit gaan oor die diep wete dat daar iewers in my lewe 'n eerste keer was, toe ek op 'n moment of 'n dag of in 'n fase van my lewe gekies het om my hart na God te draai. Die meeste gelowiges kan van so 'n fase of moment vertel, toe hulle geestelik wakker geword het. Van daar af is 'n mens elke dag op 'n pad van bekering, waarvan die doel is om my hart oop te maak vir die dieper pad waarop God ons graag wil vergesel. Maar hoe werk die radwerk van hierdie voortdurende bekering of metanoia? Romeine 12 vers 1 en 2 is waarskynlik een van die beste hulpmiddels. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As 'n mens hierdie teks in Grieks lees, is dit baie ryker as in die meeste vertalings. So kom ons pluis dit bietjie uit. Die eerste woorde is, gee julleself. Gee jou hele liggaam, gee jou hele self en alles wat jy is, as 'n lewende offer, as 'n lewende en heilige offer, wat vir God aanneemlik is. Dieselfde woord vir lewe, wat in Johannes gebruik word ook hier gebruik, zoe. Die aard van hierdie offer wat uit jouself bestaan, is dus onlosmaaklik aan God verbonde. Zoe gaan oor die dieper spirituele dimensie van my lewe. En heilig, soos dit hier beskryf word, is nie perfek nie, maar toegewy aan God, bedoel vir God. Dan staan daar, dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dit is die wese of die hart van julle spiritualiteit. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, sê die teks. En sondige wêreld hier is waarskynlik nie die beste vertaling nie. Daar staan eerder, moenie aan hierdie tydsgees konformeer nie. En dan gaan die gedeelte verder, maar laat God julle verander. En hier tref ons sowaar die woord metamorfose aan. Letterlik staan daar dus, maar ondergaan 'n metamorfose. Nie net eenmalig nie, maar voortgaande. Die werkwoord hier is in die teenwoordige tyd geskryf, wat beteken dat dit aanhou gebeur. En ons doen dit nie self nie. Dit word aan ons gedoen, maar dis ook nie heeltemal passief nie. Ek laat toe dat dit gebeur en ek stel myself oop daarvoor. Ek verwelkom dit. Dan sê die gedeelte, laat dit gebeur deur julle denke te vernuwe. En dan nie net deur my denke of my gedagtes te vernuwe nie, maar deur my noes of dan my hele diepste wese, die diepste setel van wie ek is. Met ander woorde, deur 'n vernuwing van jou bewussyn en jou diepste wese. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is. Dan sal 'n mens ook kan weet wat God se droom vir jouself en vir ander mense behels.
wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat vir hom goed en mooi en afgehandel of voltooid of geïntegreerd is. So in gewone Afrikaans kan 'n mens hierdie verse basies so vertaal. Gee jou hele self en alles wat jy is as 'n lewende offer wat aan God verbonde is en vir hom afgesonder is. Dit is die wese of die hart van julle spiritualiteit. Moenie aan hierdie tydsgees konformeer nie. Moenie soos die mense om jou word nie, maar laat toe dat God in jou met 'n metamorfose begin wat nie ophou nie. Hierdie metamorfose kom van God af en nie uit jouself nie, maar jy moet jouself oopstel vir dit wat God in jou wil doen en nie weerstand bied daarteen nie, maar dit verwelkom. God wil graag besig wees met 'n vernuwing van jou bewussyn en jou diepste wese. So sal jy ook al meer weet wat God se droom vir jouself en vir ander mense behels. Hoe 'n lewe lyk wat vir hom goed en mooi en ten volle geïntegreerd is. Václav Havel het op 'n keer gesê, consciousness precedes being. Dit is ten diepste wat Romeine 12 ook sê. Hoe meer ek aan die binnekant verander, hoe meer my bewussyn verander, hoe meer kan ek begin om na die buitekant soos God se mens te leef. Kom ons bid saam. Here, help my om oop te wees, om al meer van binne af deur U verander te word, sodat my gedrag na buite ook anders kan wees. Amen.